SOS, 'n vennoot vir Afrikaanse skole. Ek is Leandi Brazler en jy kyk na Skoolslim. Vandag by my het ons vir Leon Fourie van die SOS. Leon, baie welkom. Ek wil jou graag vra, wat is die huidige krisis in die Afrikaanse onderwysomgewing en wat is die SOS se rol? Ja, baie dankie Leandi. Ek dink as ons na die verloop van die geskiedenis kyk, was daar 'n paar krisismomente gewees. Nou, eerstens hier met die draai van die 19de eeu, die vroeë 19de eeu, later ook na die Anglo-Boereoorlog en dan ook nou in hierdie tyd na die ondertekening van die Bella-wet. Nou hierdie krisis kom eintlik voor die ondertekening van die Bella-wet al, waar ons sien dat in die laaste 10 jaar daar omtrent 30% van enkelmedium Afrikaanse skole Engels geword het. Ja. Nou dit op sigself is 'n krisis, want daar waar ons gemeenskap normaalweg gebly het, is daar nie meer Afrikaanse skole nie. Ons sien dit ook in die migrasiesyfers, mense wat na die stede toe trek, en waar dorpe ook agteruit gaan. Nou, die groter krisis daar is dat daar waar daar nie meer Afrikaanse skole is nie, is daar ook nie meer Afrikaanse gemeenskap nie. Ons kry baie keer oproepe van mense wat sê, maar die ekonomie in daardie omgewing is besig om tot nie te gaan. Ja. En as jy gaan kyk, dan sien jy, maar dis omdat daar ook nie meer Afrikaanse skole in daardie omgewing is nie. Ek dink 'n ander krisis wat ons ook het, is onderwysers self, die professionele ruimte wat hulle kry, of wat ingeperk word, die administratiewe las wat hulle het, Ja. Daarop hulle geplaas word. So vir die SOS is dit belangrik dat daar uitnemende skole is, of uitnemende skool in elke Afrikaanse gemeenskap moet wees. Ons ondersteun openbare Afrikaanse skole om sterk te bly. Ons help om wetgewing te veg, sodat hulle kan Afrikaans enkelmedium kan voortbestaan. En dan help ons ook ons gemeenskap, of ons stel hulle in staat om onafhanklike skole te bou daar waar dit nodig is. Hoe gaan Afrikaanse skole en Afrikaanse gemeenskappe strategies werk om 'n volhoubare toekoms te verseker? Ek dink die eerste belangrike ding is dat ons gemeenskap tot die besef moet kom dat wat die rol van 'n baie goeie skool in hulle omgewing is, en dat ons so 'n bietjie van 'n groter prentjie moet kry. Ons sal tipies, as ons na 'n dorp of 'n streek toe gaan, vir die mense vra, hoe lyk die omgewing? Nie net spesifiek die skool nie, maar hoe lyk die omgewing oor 10 jaar? En dan kom hulle by met 'n moeilike vraag, daar ontstaan 'n baie moeilike vraag, want daar is baie kere nog 'n openbare Afrikaanse skool. Die skool is moontlik al reeds ver vir Engels. En dan moet daardie gemeenskappe besluit neem om 'n onafhanklike skool te vestig. Die vraag bly net, hoe lyk die gemeenskap of die volhoubare voortbestaan van daai totale gemeenskap oor die volgende klompie jare? En dan is dit baie keer die antwoord om te sê, maar goed, ons ondersteun nog steeds die openbare skool so ver as wat ons kan, Ja. maar ons gaan definitief 'n alternatief moet begin bou. En ek dink dit is hoe ons strategies na die situasie moet kyk. Die belangrike ding is dat ons moet goeie skole hê, ons moet plekke hê wat ons gemeenskap inspireer, skole wat uitnemend is, skole wat goed presteer. Want dit inspireer ons gemeenskap, dit inspireer mense om wel hulle kinders in Afrikaanse skole te sit. So ek dink dis die belangrike ding, want skole, as 'n mens nou kyk na die verlede, spesifiek nou na die groot trek, het ons gemeenskap eintlik by mekaar gekom, of dorpe is gevestig rondom 'n kerk en 'n markplein. Nou, die kerk en die markplein of die ekonomie lyk nou 'n bietjie anders, hoe die sakesentrums van dorpe lyk nou anders as daardie tyd, maar ons gemeenskap kom primêr nou by skole bymekaar. Ja. En ons gemeenskap moet dit besef, dat die rol wat daai skool speel, in die volhoubare voortbestaan van die streek of die dorp. En dis 'n baie moeilike vraag om te antwoord,
Maar ons moet antwoorde daarvoor kry. Anders gaan ons in 'n toekoms in wat daar nie gemeenskappe bestaan, veral op die platteland nou. En selfs as ons dit verder vooruit kan projekteer, 'n Afrikaanse gemeenskap of 'n Afrikaner gemeenskap in Suid-Afrika nie. En dit is om goeie Afrikaanse skole te hê is werklik die spulpunt daarvan. So wat is die SOS, wat is die rol in die volhoubaarheidsstrategie dan? So die SOS het 'n tweeledige strategie. Aan die een kant help ons openbare Afrikaanse skole om te bly voortbestaan, om uitnemend te wees. Ons het van die beste skole in die wêreld. Dit is eenvoudig net so. Maar ons moet in die eerste plek kyk na die groter selfstandigheid van ons skole, kyk na wetgewing, kyk na politieke ruimte, daar waar ons gevegte moet veg, sal ons dit doen, sodat hulle self besluite kan neem, sodat ons beheerliggame self groter besluite kan neem. En dit is presies wat die Bella-wet nou probeer verwyder van ons beheerliggame af, baie spesifiek rondom taal- en toelatingsbeleide. Aan die ander kant moet ons kyk na die opvoedkundige kant van ons skole, om dit deurlopend te versterk. En daar doen ons baie navorsing rondom die opvoedkundige uitnemendheidsmodelle, hoe stelsels en tegnologie daarbey aanpas, baie spesifiek met Wolkskool, hoe ons die opvoedkundige prosesse kan versnel, hoe ons skole meer vaartbelyn kan maak, sodat ons aan die een kant meer volhoubaar kan raak, meer kostedoeltreffend, maar aan die ander kant gelyktydig ook die gehalte van ons skole, of die opvoedkundige gehalte van ons skole deurlopend kan versterk. So hoe funksioneer die SOS binne die groter solidariteitsbeweging? Ons is een van die instellings van die solidariteitsbeweging. SOS is oorspronklik uit die Helpende Hand gestig. En dit was aanvanklik was dit die Vereniging vir Afrikaanse Wiskundeonderwysers, wat toe naderhand as die SOS of die Solidariteitsskole Ondersteuningssentrum ontwikkel het. Ons funksioneer ook binne in 'n groep binne in die solidariteitsbeweging, die SBM groep, die beleggingsmaatskappy groep, saam met Akademia en Soltech en Kanton. Daar is so 'n paar maatskappye daar betrokke. So ons is minder aan die vegkant in die beweging. Solidariteit en AfriForum is baie sterker in die vegkant, waarby ons ook betrokke is. Maar ons groot doel by die SOS is om 'n nuwe skoolstelsel te bou. 'n Uitnemende Afrikaanse skoolstelsel. En daarvan moet die openbare sektor of die openbare Afrikaanse skole moet ons hulle help om sterk te bly. En aan die ander kant moet ons ook onafhanklike skole vestig, daar waar dit nodig is. Waarom is dit juist belangrik dat skole en gemeenskappe sterker georganiseer en geondersteun word? Ek dink die heel eerste belangrike ding daar is dat ons onderwysers, skoolhoofde en beheerliggame veilig moet voel. Ons het 'n verbintenis ook met die Solidariteit onderwysernetwerk en hulle help met daardie omgewing, om daardie omgewing te skep waarin ons skole en ons onderwysers en skoolhoofde kan veilig voel. Ek dink die volgende ding is dat ons 'n omgewing moet skep waar ons skole mense kan inspireer, waar die gehalte van onderrig absoluut wêreldklas is, sodat ons standaard of ons opvoedkundige van standaard na kan kyk en geloofwaardigheid in ons gemeenskap kan kweek. Ek dink dit is die belangrike drywers op hierdie stadium. Dat hulle aan die een kant veilig kan voel, maar dat daar 'n geloofwaardigheidsaspek ook in ons skole moet wees, wat deurlopend versterk moet word, sodat mense in Afrikaanse skole wil wees. Daar was 'n vroeëre gesprek wat jy gevoer het ook oor die belang van moedertaalonderrig, en dat daar is sommige ouers wat hulle kinders in Engelse skole sit. Nou, as ons Afrikaans en Afrikaanse skole so kan versterk, dat dit eintlik die standaard word, dat dit die gehalte bepaler word van opvoedkunde, gaan ons op 'n goeie plek wees.
tesame met die veiligheidsaspek binne in ons skole. So, hoe lyk die SOS se ondersteuning op grondvlak in die alledaagse lewe van ons skole? Eerstens gaan dit rondom aksies wat die volhoubare voortbestaan van Afrikaanse skole bedreig. Alles rondom selfstandigheid, sodat skole groter autonomie kan kry. Daar waar daar gevegte is, sal ons betrokke raak daarbey, daar waar dit nodig is. Aan die ander kant bied ons ook wolkskool vir ouers en vir kinders as 'n hulpbron en ook vir onderwysers as hulpbronne waar hulle toetse, vraestelle, eksamens kan kry en vir onderwysers ook dan hulpbronne vir die klas spesifiek. Ons ontwikkel verskeie tipes assesserings wat ons noem die geheelkind of geheelkindontwikkeling of geheelkindmaatstawwe wat 'n verryking is op die gewone tipes assesserings wat die skole of wat die kinders in die skole doen. Ons bied ook baie opleiding vir onderwysers. Ons doen gereeld navorsing of deurlopend navorsing oor internasionale beste praktyke. En ons deel dit dan ook in die vorm van seminare of webinare of kongresse waar onderwysers bymekaar kom. Ons het ook 'n netwerk waar onderwysers hulle beste praktyke met mekaar deel. So ons trek van die beste onderwysers in die land in na hierdie opleidingsgeleenthede toe en hulle deel dan ook dit wat hulle doen. Ons het 'n standaard ontwikkel vir beste opvoedkundige praktyke waarmee ons skole dan ook waarvoor ons 'n impakstudie doen. En later is die plan ook om hulle te kan sertifiseer en lisensieer, sodat daar ook 'n groter mate van inkoop in die gemeenskap is in die opvoedkundige standaard wat by die skool dan gehandhaaf word. Leon, so dan my laaste vraag aan jou. As 'n skool of 'n ouer of 'n onderwyser vandag nou wonder, hoe kan hulle deel raak van die SOS se vennootskap? Van ouers se kant af kan hulle vir hulle kinders kan hulle na wolkskool toe gaan, wolkskool.co.za en hulpbronne vir hulle kinders kry en dis verrykte inhoud wat hulle kan help met hulle skoolwerk. Onderwysers kan ook aansluit deur middel van die onderwysernetwerk of die Solidariteit onderwysernetwerk waarby hulle dan ook hulpbronne kan kry. Dit is nou hulpbronne vir onderwysers wat hulle in die klas kan gebruik. My skole se kant af, skole kan betrokke raak as 'n lidskool of 'n netwerkskool. Ons het 'n baie goeie aanbod wat ons vir hulle kan mee kan help om hulle opvoedkundige standaarde te versterk deur hierdie assesserings en so aan. En dan gemeenskapslede waar hulle sien daar onafhanklike skole nodig is, kan ook betrokke raak by ons. En dan help ons hulle op hierdie roete om 'n onafhanklike skool te kan vestig. Baie dankie, Leon. So as jy vandag nou van hierdie video gehou het, volg ons gerus vir die skoolondersteuningssentrum op ons YouTube kanaal, asook op Facebook, Instagram en TikTok. En dan natuurlik, stuur hierdie video ook gerus aan. As jy nou 'n ouer is, stuur dit vir ander ouers aan of stuur dit vir jou kind se skool aan, vir die hoof aan. Of as jy onderwyser is, stuur hierdie video vir jou hoof en sê jy moet betrokke raak by die SOS. Dankie.